lief. Wanneer liefde oorneem, dan maak ons die wêreld weer 'n beter plek en dit is nie kinderbeskermingsweek, wel tegnies gesinsbeskermingsweek dan nou. En saam met my in die ateljee het ek vir Wouter en Mentjie Prozenski van Rock of Hope. Hoe gaan dit met julle? Baie goed, dankie Annelie. Baie goed, dankie. Hoorie, julle was baie lanklaas by my. Ja nee, dit is 'n skande. Dit is 'n skande en ek is baie ontsteld want julle het nie vir my babietjies saamgebring nie. Ek het gedink teen hierdie tyd ken julle my goed genoeg om te weet. Ons sal dan net weer moet kom. Ek soek 'n baba saambring. Moet ons 2 bring Ek volgende soek 'n baba in elke arm as ek terug somme. Hoorie so, net gou vinnig. Ek weet mense ken julle al. Julle is gereeld hier by Groot FM 90.5. Ons werk saam. Julle help ons. Julle is 'n nuwe winsgewende organisasie, maar julle het al so baie kere ook betrokke geraak by van ons ander projekte om julle kinders ook te leer wat dit is om te gee en wat dit is om 'n verskil te maak. So ek dink mense ken julle, maar net vir ingeval ek weet ons 'n paar nuwe luisteraars. Vertel gou vir ons, wie is Rock of Hope? Goed, so ons is 'n plek van veiligheid vir weggooi babas of kinders wat mishandel is of weggevat is deur die welsyn. En dan kyk ons dan na daai babatjies totdat hulle nou gaan vir aanneming of pleegsorg. Party gaan terug in die families toe. So ons gee vir hulle 'n huis om in te bly tot hulle nou na 'n veilige plek toe gaan. En ek dink dit is 'n ding wat vir my baie interessant was toe ek julle die eerste keer ontmoet het. Het dit vir my nie lekker sin gemaak hoe julle so baie babas na kan omsien nie. En toe ek by julle kom, toe besef ek dis meer as net omsien na hierdie babas. Hulle word vir so lank as wat hulle in julle huis is, julle kinders. Ja, nee, dit is so. Ja, ons moet vir hulle gee wat hulle nodig het en mense weet nie waarheen hulle gaan en waar hulle gaan opeindig nie. So vir die tyd wat hulle by ons is dit vir ons nodig dat hulle die ware liefde in 'n gesinslewe ervaar. Sjoe, hoeveel babas het julle op die oomblik by julle? Ons het 6 babas en dan die 4 groter kindertjies. Lief Dis nou aarde. aangeneem het, so. Want julle het nog kinders aangeneem ook intussen Ja. deur die jare, so dit is julle is ongelooflik. So as jy praat van 'n huis van veiligheid en julle het nou hierdie 6 babas waarna julle omsien. Ons het laas ek vir jou gevra wanneer slaap julle, toe sê julle nooit. Want daar's permanent babas wat deur die nag moet gevoer word en droog gemaak word en al die dinge. Julle het darm helpers ook, né? Ja, nee, ons het darm helpers, ons het volonteërs en ons het nannies deur die dag. En ons het nou verlede jaar met 'n projek begin, ons Adopt a Bear projek, want ons het nou nooit 'n nag nanny gehad nie. En ons het besef ons raak ouer en die lewe raak vinniger, alles word vinniger. So ons het besef ons het iemand nodig om ons te help deur die nag. En ons kon net nie fondse kry om ons nagnannies te betaal nie. En ja, toe die Here vir ons hierdie projek op ons hart gedruk wat met die Adopt a Bear, so mense skenk vir ons tweedehandse teddybeere party nuus en dan kom neem die mense nou die babatjies, die teddybeere aan vir enige donasie. En ons gebruik daai fondse dan om ons nagnannies te betaal. So dis nou al 'n jaar lank wat julle darm iemand het wat in die aand help nou. Nee, dis ons het 'n nuwe huppel in ons stap. Ek sien jy lyk bietjie wakkerder as gewoonlik, ek terg sommer jy lyk altyd mooi, Mentjie. So, kom ons gesels. Dis kinderbeskermingsweek en dis iets wat julle na in die hart lê want dit is julle werk. Dit is wat julle doen. Is om kinders te beskerm en op te pas en nuwe hoop te gee. En ek dink nie mense besef hoeveel babas werklik weggegooi word, mishandel word ensovoorts nie. Nee, ek dink dis skokkend as 'n mens moet beleef hoeveel oproepe ons daagliks kry wat hulle plek soek wat ons nie plek voor kan gee nie. Oor daar hierdie verskriklike behoefte is en dit is traumatiese omstandighede. Dis nie net 'n kind wat 'n bietjie honger ly nie. Dit is erge mishandeling of erge verwaarlosing. So dit is erg skokkend om te sien hoeveel oproepe ons op 'n daaglikse basis kry waar hulle plek soek om kindertjies te plaas. Nou ek weet ons beskerm die kinders en julle is 'n plek van veiligheid, so julle wys nou nooit foto's van die kinders se gesigte nie en julle noem nie hulle name nie, julle sal ander name gebruik of voorletters gebruik of so as julle oor hulle gesels. Maar ek wil graag van hierdie kinders se stories deel sodat mense regtig kan verstaan wat
aangaan. Ons het verlede week Groot G-week gehad wat net 'n amazing projek was. Ek weet julle luister Groot FM, so ek weet julle het gehoor. Waar daar ook 'n tannie Soekie was wat kinders inneem van generaal Nick Smit wat hulle ouers hulle net by die skool los of waar hulle net niemand het om na hulle om te sien nie, en sy kyk na al hierdie kinders self, en julle doen dieselfde. So kom ons begin by, ek het 'n bietjie op Facebook, julle weet ek volg julle, het ek gesien, daar was so rukkie terug 'n seentjie by julle afgelaai deur die polisie, en ek het so gelag vir mense se misverstaan van die foto Met die brood. So kom ons gesels bietjie, vertel vir my die storie. Mense het gedink julle het vir hom net 'n droë brood gegee. Hulle moet dan kom kuier. Ek ken hulle julle glad nie, maar ek dink kom ons gesels gou-gou oor sy storie. Goed, so wat gebeur is die polisie bel ons. Dit was 10:00 die aand in Mamelodi wat die polisie ons bel en sê die seentjie is gekry op die straat. Hulle het hom gekry met daai stuk droë brood en hy wou dit nie laat gaan nie. So dan is ons nou hier in die bus Mamelodi toe 10:00 in die aand, kom daar en weet jy om 'n kind te sien wat dan nou wees gelaat is in die straat 10:00 die aand, hoe bly is hy hardloop in mense arms in, want dit is net ergens 'n plekkie om veilig te voel en iemand hou jou vas. Ja, en ons het by die huis gekom, hy het nie een oomblik gehuil nie, hy was dadelik vriendelik en het gelag en hy het gaan bad met die stuk brood, hy wou nie dit los nie, nadat ons vir hom kos gegee het. Hy het eventually met daai stuk brood in die slaap geraak. Hy is so bang dat hy nie weer gaan kos kry nie. Presies dit. En om dan 'n kind te kry in so 'n situasie, dit breek 'n mens hart, ek kan nie vir jou sê nie. So, ja, hy is toe, uiteindelik is hy toe nou na 'n kinderhuis toe. So, of hulle die ma ooit opgespoor het, weet mens nie. Maar ja, dit is realiteit. Ja. Dan het julle ander stories van kinders deur die jare. Daar's al 200 en hoeveel kinders? 70 nou. Deur julle hande, 270 kinders deur Rock of Hope, Place of Safety en dit is net ongelooflik. Ek weet julle help ook, daar word baie keer deur maatskaplike werkers of die polisie kinders weggevat by ouers vir sekere redes. Is daar van daardie stories wat julle kan deel dat ons weer eens, dis nie lekker om te hoor nie, maar dis iets wat mense moet begin besef. Dit is so en mense moet betrokke raak. Ophou om blinde oog te moenie 'n volstruis wees in jou kop in die sand druk nie. Want die een dogtertjie kom uit verskriklike erge gesinsgeweld uit. En dan word daai kinders word gebruik as 'n human shield. Dis en dit. En weet sy's 2 maande oud en jy kan die trauma op die kind kan jy al sien. As mens 2 maande. Ja. Want dis al wat sy geken het is 'n beklei en 'n geskree en 'n geraas en 'n gevloek en weet jy wat sy blootgestel is. So om dit te sien, dit is realiteit. En as bure dalk net kom en dit aanmeld. Mense weet ook nie altyd waar om te gaan nie, maar ek meen jou eerste stap is dalk maar die polisie. Ja. Om aan te meld as jy sien iets is nie reg nie. Om aan te meld as jy sien daar is geweld of daar's armoede of daar's verwaarlosing. Selfs as kinders nie skool toe gaan nie. Weet ons soveel mense wat hulle kinders by die huis isoleer. En daai kinders word nie gesimuleer nie, hulle word nie gekyk nie. Mense moet, dis my missie vir hierdie week, met Kinderbeskermingsweek, is om die boodskap daar uit te kry, dat mense moet betrokke raak, en nie, don't turn a blind eye, rapporteer dit ergens, en verander 'n kind se lewe op so 'n manier. Ek weet, ons het in Amerika, dit gaan nou meer oor sakke wat rondlê op die lughawe, maar dit is altyd iets wat ek gebruik, wat ek dink ons meer in Suid-Afrika kan gebruik, het hulle klomp sulke posters op en goeders op wat sê, if you see something, say something. Yes. En ek dink dis iets wat ons meer gaan moet op fokus. As jy iets sien, wat net nie vir jou reg lyk nie, miskien is jy verkeerd. Daar is maar eerder gevalle, dan dit. Daar Ja. is gevalle, maar eerder dit, as wat jy stil bly, en daai kind word blootgestel aan geweld of gesinsgeweld of sulke aaklige goeters. Dit is daar is regtig mishandeling van kinders is iets wat ek
regtig mee sukkel om ek weet die Here sê ons moet vergewe, maar ek sukkel baie Nee, ek is met daai moeilik. en hy moet my help met dit want ek sukkel om daai te verstaan en oor dit te kan kom. Wanneer ons terugkom, gaan ons bietjie stories deel van Rock of Hope. Ons gaan praat oor die werk wat julle doen en dan gaan ons 'n bietjie dit is ek bly sê gesin want dit voel vir my soos 'n gesin, maar dis kinderbeskermingsweek hierdie week en ons wil graag net weer mense attent maak op die behoeftes daar buite, op die probleme wat ons het. Ja, ons bly in 'n amazing land, solank as wat ons almal saam staan en 'n verskil maak. Iemand het wel hier 'n boodskap gestuur wat sê hierdie mense en Tannie Soekie, hulle doen amazing werk. I honor you. May the Lord continue to bless and keep you. May he turn his face towards you with favor and bless you with his shalom. Amen, Van dankie. Rock of Hope. Hulle is al soos familie hier by Groot FM 90.5 en ons gesels met hulle oor die werk wat hulle doen by Rock of Hope. Iemand vra waar is Rock of Hope? Ons is in Magalieskrain in die noorde van Pretoria, daarna by die kolonnade. Maar gaan kyk op hulle Facebook en op hulle website en alles, want moet asseblief nie net opdaag nie. Hulle is nie noodwendig daar nie, dalk kuier hulle by my. Stuur dalk net eers 'n boodskap en dan kan jy. Ek weet julle sal dit nie sê nie, maar ek sal namens julle Dankie. sê. Moet asseblief nie net opdaag nie. Hoor hier, baie belangrik is dat ons is veronderstel om na ons kinders te kyk en ek het iewers in G-week, ek dink toe ek saam Venita uitgesaai het ek gesê daar's 'n aanhaling van Nelson Mandela wat altyd my bybly waar hy sê there's no keener revelation of a society's soul than in the way they treat their children. So. En dit sê iets en dit gee moet jou eintlik 'n koue rilling gee as jy dink wat in ons omgewing en in ons gemeenskap aangaan, want basies sê dit nie net jou nie, die hele gemeenskap se siel word weerspieël in die manier wat die gemeenskap se kinders hanteer word. En daarom is dit ons werk om hierdie kinders 'n veilige hawe te gee, om hulle 'n toekoms te gee, om hulle hoop te gee, om hulle van die Here se liefde te leer. Want al wat hulle kry by hierdie ander mense is die teenoorgestelde. Dis reg, ja. En eintlik by die wêreld en dit is wat dit so hartseer maak. So ek weet hierdie is 'n baie hartseer storie, maar ons gaan gesels oor. Jy sien, hulle sit al hierdie hartseer stories by my. Hulle het vir Elvin en Enrique ook by my gehad. Nou gaan ek weer huil. Ons moet gesels oor Precious. Ja. Vertel 'n bietjie vir ons Precious se storie. Ag, weet jy, ja, 'n klein Precious was ons geplaas toe sy 5 ure oud was. Die mamma het haar opgegee vir aanneming. Ja, en toe die 19de Februarie toe ons die oggend by haar bedjie kom, toe is daar nie lewe nie. So. Dit was die oudste dag in ons lewe. En sy is toe alles toe gewys, sy is dood aan wie dood. Ja, dis baie sleg. Weet dis ons kinders, ons is lief vir hulle soos jou eie. Ek het daai dag eers besef. Dis regtig hoe lief ons vir hulle is. En om 'n kind aan die dood af te staan, het vir ons werklikheid geword met klein Precious se dood. So wat gebeur wanneer so iets gebeur? Want natuurlik is daar baie scrutiny op julle omdat julle 'n plek van veiligheid is. Wat is die prosesse wat hanteer en moet gebeur van daar af? Kyk, ons moet dit natuurlik rapporteer aan die kind se maatskaplike werker en die polisie moet ingelig word. Hulle moet hulle ondersoek doen. Daar moet 'n nadoetse ondersoek gedoen word om te bepaal of daar enige foul play was, soos hulle sê. So dit is baie traumaties want jy's nou net gekonfronteer deur die babietjie wat oorlede is en dan moet jy die polisie te woord staan en jy moet met die maatskaplike werker praat en so dit is uitdagend, maar as 'n mens moet maar net deur dit werk dat dit afgehandel kan word. Julle het 'n baie mooi gedenkdiens gehad vir Precious. Shame, ek wil jou nie laat huil nie. Maar Sunay het my vertel, ek kon nie kyk nie, ek moet eerlik wees, maar Sunay het my daarvan vertel en gesê dat dit was regtig 'n viering van haar kort lewe. Ja, sy was 83 dae in ons huis. En weet dit was vir ons moeilik want ons is weet Timothy van die nag nou nie, hy was daar en ons was bekommerd, het daar iets verkeerd gegaan en ons het kameras in ons huis, ons kon baie mooi sien. Hy het al 1:30 die nag het hy opgetel en hy het al gevoer.
en hy het haar winde uitgeklop en haar teruggesit na bedjie en hy het baie gesit tot sy geslaap het en van daar af was daar geen beweging nie. En totdat ons baie gekom het by haar bedjie om haar uit te haal. En om vir 'n kind, as jy sê jy vat 'n kind en is jou eie, wat sou jy vir jou eie kind gedoen het? En dit was vir ons belangrik om vir haar totsiens te sê vir die 83 dae wat sy by ons in die huis was, wat sy 'n verskil in ons lewe gemaak het, wat sy 'n verskil in ander mense se lewe gehad het. Die Sondag in die kerk, toe sit 'n ou tannie met haar. Die tannie was 93 jaar oud. En die dag, sy is die Woensdag dood, daai Sondag voor die tyd, toe was ons in die kerk en die ou tannie het haar vasgehou. En toe ek op haar vat, toe sê sy my, sy kom uit baie slegte omstandighede uit die ou tannie. Sy sê en sy vir my, dis die eerste keer dat sy voel, hoe voel liefde. En as dit nou klein Precious se doel was op aarde, dan het dit so gebeur. Ja. Dit is ongelooflik. So, vir mense wat nie weet nie, want ek moes gaan kyk, ek het self nie kinders nie. Wat is 'n wiegie dood? Weet jy wat die een dokter het vir ons gesê, dit is maar soos net om 'n ligskakelaar af te sit. Hulle hou net op asemhaal. So, wat toe nou daar uitgekom het ons dokter het op outlet-sisteem afgekom. Dit is so 'n kousie wat jy aan die voetjie sit en dit meet hulle saturasie en hulle hartklop en goed. So 2 dae na Precious se dood, toe kry ons 'n seentjie in wat toe nou op haar asemhaal. En Wouter is die Vrydag aand al met hom hospitaal toe gejaag en daar's toe nou laryngomalacia by hom gediagnoseer. Wat maak dit is soos sy stembande is flabby en dit val dan die lug weg toe. En dan hou hulle op asemhaal. So die Here was vir ons baie goed in dit dat ons toe vir hom 'n outlet kon kry. En ja, en elke keer as die saturasie of die hartklop dan nou op of af gaan, dan kry ons dan hierdie verskriklike alarm. En na 'n week toe is hy opgeneem in die hospitaal, hy's geopereer en die dokter het ook vir ons gesê, mense kan nie saturasie sien nie. Ja. So uiteindelik word hulle net moeg om asem te haal en dan hou hulle net op asemhaal. En hy sou dalk dood gegaan het en niemand sou geweet het hoekom en waarom nie. Waar die nuwe die outlet kousies ons het so mooi help. 'n Ander babatjie het ons ook een gekry en sy hartklop het toe sommer gespike na 300 toe. Sjoe. Wat hy toe ook opgeneem is in die hospitaal. En die kardioloog het vir ons gesê binne 'n halfuur dan kry daai babas hartversaking. So wat nou wonderlik is, uit Precious se dood uit het hierdie gekom waar ander babatjies nou vroeg gediagnoseer kan word en dat mense dalk kan voorkom in die toekoms. Want sou sy dalk 'n kousie aangehad het, sou ons alarm gekry het as sy opgehou het asemhaal. En ons gesels in 'n kinderbeskermingsweek spesifiek oor die werk wat Rock of Hope doen met, en ek hou niks van daai naam nie, maar dit is so 'n realiteit met weggooi babas. Julle kleinste babietjie het jy nou vir my gewys. Ja, sy's nou 3 weke oud. Tannie Annelie. 3 weke oud en jy sê sy's by 'n brandweerstasie gelos. Ja, in Silverton. Ook een laat middag wat die polisie ons gebel het. Het 'n vrou na haar dogter gaan stap en sy sê hulle stap nooit daar nie. En daar het 'n bus bygekom en hulle was half gedwing in die bedding in. En toe is daar hierdie Marabastad sak en die dogter dog eers toe dis 'n kat of 'n hondjie. Ja, en toe hulle dit oopmaak, dis daar hierdie klein babatjie, sy het toe 2.2 kg geweeg. Klein ou dingetjie. Jo, en die ding is, wel daai was nou in die tuin, so ek wou nou sê daai is die hartseer deel is dat daai nog steeds die beter uitwegte is as die mense wat hulle in dreine en asblikke weggooi. Ja, dit is soos by 'n polisiestasie onderhandelbaar. Ja. Maar ja, die realiteit is, een van ons ander babatjies, ek sê hy gaan meneer Suid-Afrika word, want hy is die mooiste baba in die wêreld. Weet sy mamma het geboorte gegee in 'n veld en sy het regtig hom net daar gelos met die placenta net daar in die veld gelos en hy het dit oorleef. Weet, en nog steeds is daar, dis net 1 uit 3 babas wat abandonment oorleef. Ja. Ja, en hy het dit oorleef. So ja, dis vir ons moeilik as ons besef dit is goed wat op ons voorstoep gebeur.
So iets waaroor ons al in die verlede gepraat het, is julle babysuiwer wat julle het en 'n debat rondom dit, en ek wil dit op radio sê want ek wil hê iemand op die regte plekke moet dit hoor wat wetgewing kan verander. Ja, asseblief. Kom ons hoop en bid die regte persoon, een of ander LP of wijkraadslid of iemand wat iemand ken hoor hierdie. So 'n babysuiwer is eintlik onwettig. Want dis teen nie onwettig nie, maar dis teen die Suid-Afrikaanse wet om jou kind iewers te los. Verstaan ek dit reg? Dis reg, ja. Dis eintlik die probleem. So daar's nou 'n probleem want jy sê ouers, dis onwettig om jou kind net iewers te los en te abandon. Maar nou as daar nie babysuiwers is nie, dan doen hulle dit op 'n ander plek, soos in die veld, soos wat jy net gesê. Ja, hulle gaan hulle nog steeds weggooi, maak nie saak hoe jy nog kyk. Wat die wet sê nie. Ja. So dan moet daar eerder babysuiwers wees waar 'n kind in daai babysuiwer gesit word. Vir mense wat nie weet nie, dis amper so 'n kluis wat oopmaak in die muur en is daar 'n baba bedjie in met komberse en daar gaan onmiddellike alarm af by julle. Hoor julle het so baie alarms in julle huis. Hoe weet julle wat gaan vir wat? Dis my vraag. Hulle klink almal anders. So julle het 'n alarm vir die babysuiwer waar as iemand 'n baba daarin sit, dan lui die alarm onmiddellik en dan word daai kind dadelik gehelp. Ja, onmiddellik. Eerder as wat 'n kind in 'n asblik of 'n drein of in 'n veld iewers lê en dalk nooit gevind word. Dis reg so, ja. So ek wil eintlik, ek weet nie wat moet verander om hierdie meer moontlik te maak. Hulle babysuiwers SA is besig met 'n saak om die bewoording van die wet te verander dat daar ruimte gemaak word, soos hulle dit noem, safe relinquishment, sonder dat daar nie abandon word nie, want dis 'n kind wat opgegee word op 'n veilige manier. Ja. So hulle wil die wetgewing verander dat dit voorsiening maak vir safe relinquishment en dat dit nie gesien word as abandonment nie. En ek hoop regtig hulle kry dit reg, want dit sal soveel beter wees as ons by polisiestasies, by brandweerstasies, by hospitale, by plekke van veiligheid hierdie babysuiwers meer kan hê van, sodat hierdie kinders gered kan word. En weet in Namibië het hulle na die 7de abandonment het hulle die babysuiwers in Namibië wettig gemaak. Jo. So nou kan die mamma daar, sy sit hulle kliniekboekie en party het geboortesertifikate, sit hulle ook in die babysuiwer saam met die kind in. En dis al wat ons wil hê eintlik hier. Kan ons net die babas veilig kry. Dis die belangrikste. Ja. So van veilig gepraat, ons het nou gepraat oor die veiligheid van kinders en almal weet wat al 'n kind gehad het. Dit is maar moeilik. Ek weet ma's worry altyd oor kinders. My ma spot altyd, sy sê toe ek gebore was, het hulle dit in daai dae het hulle nog nie die baba weggevat in die hospitaal nie. Sy sê en sy die hele tyd dan dink sy ek haal nie asem nie en dan gaan kyk sy eers weer of ek asemhaal, maar dit is 'n realiteit. Ja, is van babas en jy het 6 babas by julle en jy het gepraat van hierdie kousies, hierdie owlets soos wat hulle dit noem, wat dan nou alles meet, verstaan ek dit reg, soos hulle hartklop en hulle suurstof en hulle al. Saturasie en dit wys tot vir ons wanneer die baba slaap, weet hulle slaappatroon. Soos wanneer is hulle wakker, wanneer is hulle in light sleep, wanneer is hulle in deep sleep. Sjoe, ja. Dis ongelooflik. So julle het nou al van hierdie, maar nog nie vir al die babas nie. Hoeveel kos hulle? Ons het, dit is 'n ander hartseersaak. Hy is R11,500. Ja. Ja. R11,500 vir een owlet. Ja. Liewe. So, maar ja, dit is. Wat kan 'n mens 'n prys op 'n kind se lewe sit? Dis presies wat ek wil sê. Ja. So ons kort eintlik nog een. Ek sal graag nog my een babatjie nog een wil hê. So dit het nou babas in ons lewe in ons huis se lewe verander en dit het al, ek dink dit al voorkom, want as die klein baba wat nou in die hospitaal was, as hy dit nie aangehad het nie, die dokter het van sy sou nie oorleef het. Ja. Hoorie, ek het 'n baie mooi boodskap gekry en ek cheat nou want ek mag nie besighede uitspeel nie, maar weet jy wat? Dit is los dit beter. So kom ek speel gou hierdie vir julle uit. Goeiemôre, dis Desmond Nel wat praat. Desmond Nel wat praat van Smart TV Advertising. Ek het nou na julle program geluister daar van Rock of Hope met die kindertjies.
So ek het 'n besigheid wat ons advertensies doen in al die shopping malls en restaurante en so aan. Ek wil graag vir hulle 'n gratis advertensie aanbied. Sure. Op al ons platforms, op al ons TV's landwyd. So as hulle in kontak kan kom met my, sal ek dit waardeer. My nommer is 071. Wag, ek moet nie jou nommer nou hier op lig gee nie, maar baie dankie. Daai's amazing. Ja, dit Dankie, is fantasties. Want dis presies wat ons hier ook probeer doen. Ons probeer die boodskap uitkry. Ons probeer sê dat hierdie is die belangrikheid is om mense bewus te maak van kinderbeskerming, Dis om reg so, mense ja. bewus te maak van die probleem en van die werk wat julle doen, want daar is soveel nood daar buite. Nee, dit is waar. So dis wonderlik as mense opstaan en ons help met dit. Dit is fantasties. Baie dankie. Dit is 'n baie groot blessing. En dis die gesegde wat sê it takes a village, en want ons kan dit nie alleen doen nie. As ons nie mense het wat ons ondersteun of saam met ons hierdie reis aanpak nie, kan ons dit nie doen nie. Iemand het hier 'n vraag. Ek hoop ek sit julle op die spot. Ek's baie jammer. Iemand sê, wat doen julle om julle trauma te verwerk? Ek Want dink daar is baie. ja. Kyk, dit is baie moeilik as die kinders so by ons kom en goed wat deur ons gaan en veral as die kindertjies weggaan ook. Maar ja, dit is net die Here wat ons daardeur help. So, ons het 'n wonderlike ondersteuningsstelsel van ons mense van ons kerk en ons volonteërs, mense betrokke is by ons huis. En ek dink as mense nie dit gehad het, sou dit moeiliker gewees het. Maar daar's altyd iemand op wie se skouer ons kan huil. Daar's altyd ander wat saam met ons huil. En dan staan ons maar op die volgende dag en dan gaan ons aan. Hoe maak 'n mens dat jy nie hard word? Ag nee, dan moet jy dit nie doen nie. Dis onmoontlik. En ons nou 14 jaar en my hart breek nog steeds. Baie mense sal van sê, "Ag, dit raak seker beter as 'n kind weggaan." Nee, dit doen nie. Want die dag as ons op huil as hulle weggaan, moet ons op doen wat ons doen. Want dit is ons eie kinders. En ja, so nee, ek dink nie mense sal ooit hard raak teen dit nie. En ek dink dis wat mense ook nie besef nie, is daai babas bly by julle Ja. partykeer vir 'n paar maande, partykeer. Ons het nou 2 seentjies wat al 2 jaar daar is. So dis moeilik. wat om hulle nou dan te huise laat gaan. gekry het wat great Wat- is, Ja, maar wat nog steeds hartseer bly want julle moet hulle opgee. dis reg so ja. My hart Nee. sal dit nie. My hart sal nie daai werk kan doen nie, Mientjie. Ek moet eerlik vir jou sê, dis amazing. Sunay het nou vir my boodskap gestuur. Hier, ek het dit vir Wouter probeer wegsteek. Ek hoop nie hy het gesien nie. En gesê dat van Groot FM 90.5 se kant af, moet ek vir julle sê dat ons daai R11.500 vir julle gaan gee vir daai laaste outlet wat julle nodig het. Want dankie. dit red lewens. So dankie. Baie dankie, dit is wonderlik. Sjoe. So ons gaan daai outlet vir julle gee en ons gaan seker maak dat hierdie kinders veilig bly by julle. Dankie dat julle kinders veilig hou. Dankie dat julle vir hulle huis gee. Dat julle vir hulle Jesus se liefde wys. Want ek dink dit is wat die grootste verskil maak, is om te wys dat ek sien jou raak, Ja, ek maak jou dis waar. myne, al is dit net vir hierdie 2 jaar, en dan gee ons vir jou 'n kans in die lewe. Dankie. Nee, dit Dankie, is, dankie, Dit is 'n regte voorreg. En dankie vir julle dat julle die platform beskikbaar stel om ons stories ook te kan deel. Iemand sê, waar kan hulle julle kontak om 'n vrywilliger by Rock of Hope te raak? Nee, hulle kan maar ons kontak, hulle kan my kontak. Ek werk maar met die vrywilligers. So my nommer is 072 482927. Jy gaan daai En baie is op stadiger ons- moet gee. Moet ek dit stadiger sê? Maar dis maar op julle Facebook. Ja, dit is daar. Hulle kan ons maar net kontak daar. Rock of Hope. Gaan soek uit Yes. Rock of Hope op Facebook. Jy gaan hulle daar kry. Die nommer is daar. Gee hom maar weer, maar stadig, Mientjie. Goed, 072 482927. En dan vra iemand, het daar al van die kinders teruggekom later wat groter is? Ja, dit is wonderlik om dit te sien as die kinders kom. Ons nog steeds kinders wat die mammas en pappas bring hulle. En ons het so 'n muur met al die foto's op so gesinsboom. En dan sal die mammas en die pappas vir die kinders wys, kyk, daar was jy toe jy babatjie was. Ja, en ons hou 1 keer 'n jaar ons 'n Kerspartytjie wat ons ook al die kinders nooi. En dan is dit wonderlik om daai kinders weer te sien en
te sien dat hoe hulle gelukkig is nou en hoe dit uitgespeel het, dat hulle 'n happy ending het. 'n plekkie gekry het. Ja. Dankie dat julle daai plek van veiligheid is. Dankie dat julle ons kinders veilig hou. Weer eens, ek kan nie genoeg dankie sê nie. Julle weet ek's baie lief vir julle en julle kinders. Ek mag nie soontoe gaan nie want 'n mintjie hulle moet my kar deursoek as ek ry. Ek wil al haar kinders ons gaan jou net daar hou. So dankie julle, julle is amazing. Iemand sê dis fantasties. Hulle is so bly dat julle die kinders kan sien. Iemand anders sê ook hier dankie. Ons sê van ons kant af, ons hoop daai outlet gaan 'n verskil maak en gaan julle uithelp. Sunay gaan vir julle kontak. En dan het julle ook verniet advertensie nou gekry. So ja, is fantasties. Dis 'n lekker Dinsdag vandag. Goed, so gepraat van 'n verskil maak en so gepraat van die wêreld 'n beter plek maak, wil ons net sê wat 'n onbeskryflike week, propvol lag, huil en definitief huil en die konstante herinneringe aan wie ons koning en vader is, een wat nie net voorsien nie, maar in oorvloed. Hy het reeds hierdie geeweek geleentheid geskep, hierdie was ons wat in sy getrouheid ingestap het. Dankie vir jou hart en hand hierin. Dankie dat jy jou diensbare DNA waarmee hy jou aan mekaar geweef het, uitgeleef het. Onthou om jou belofte bedrag in 'n betaling te verander. Vir bankbesonderhede of enige navrae, stuur 'n e-pos na info@grootfm.co.za. Groot FM 90.5